Welkom by die Afrikaanse lesstudie vir hierdie week. Ons is besig met 'n in-diepte Bybelstudiereeks om hemel en aarde te verenig, Christus in Filippense en Kolossense. Ons is al by les 11 en ons praat oor om in Christus te leef. Kom ons bid saam. Ons almagtige Hemelse Vader, terwyl ons U woord studeer, nooi ons die Heilige Gees uit om ons harte aan te raak. Leer ons wat dit is om in Christus te leef en help ons om voluit in Christus te leef, is ons gebed in Jesus naam. Amen. Ons geheetteks vir hierdie week was in Kolossense 3 vers 14. En beklee julle bo dit alles met die liefde wat die band van volmaaktheid is. Daar word deurgangs nadruk daarop gelê om nie so hemelsgesind te wees dat jy hoegenaamd geen nut op die aarde is nie. Terwyl dit in 'n sekere sin waar is daar 'n ewe belangrike konsep wat deur Paulus in Kolossense 3 beklemtoon word. As ons te aardsgesind is, sal ons van geen nut vir die hemel en vir die Here wees nie. Jesus het gesê, julle moet jul vyande lief hê, seën die wat vir julle vervloek, doen goed aan die wat julle haat, sodat julle kinders kan word van julle Vader wat in die hemele is. Klink dit onmoontlik? Menslik gesproke is dit onmoontlik. Ons moet eers sterf voordat ons werklik vir God kan lewe. Dit is hoekom ons hemelsgesind moet wees as ons hoop om van enige aardse hulp vir ons hemelse Vader te wil wees. Hy laat sy son opgaan oor die slegtes en die goeies, en hy laat reën op regverdiges en onregverdiges, volgens Matteus 5:44 en 45. Wanneer ons in die water van die doop begrawe word, sterf ons ou lewe van sonde af. Wanneer ons uit die water opkom, staan ons op as nuwe skepsels. Ons het ons ou manier van lewe en dink laat vaar. Van toe af het ons anders geleef, anders gedink. Ons het opgehou om aardse denkwyse te hê en 'n hemelse denkwyse aangeneem. Om die een of ander rede probeer ons ou maniere steeds opduik. Daarom spoor die apostel Paulus ons aan om ons oë op die hemel te rig en ons rug op die aardse dinge te draai. Ons studie vir vandag is opgedeel in 2 hoofpunte. Die eerste ene is aardse of hemelse denkwyse. En onder daardie hoofpunt gaan ons kyk na ons fokus, afsterf aan aardse dinge en om jouself met die hemelse te beklee. Ons volgende hoofpunt is eienskappe van die nuwe lewe in Christus. En daar gaan ons kyk na die band van volmaaktheid en die hemelse voedsel. Kom ons kyk eers na die aardse of die hemelse denkwyse. En ons begin by die opskrif ons fokus. Ons lees in Kolossense 3 vers 2, bedink die dinge wat daarbo is, nie wat op die aarde is nie. Vanaf die kruin van 'n berg is dit moontlik om 'n uitgestrekte landskap rondom jou waar te neem. Van onheuglike tye af al was berge besoek deur diegene wat 'n intieme ondervinding met God wou hê. Byvoorbeeld Psalm 21 vers 1 en 2, 'n bedevaartslied, ek slaan my oë op na die berge, waar sal my hulp vandaan kom? My hulp is van die Here wat hemel en aarde gemaak het. Selfs mensgemaakte berge wat siggurats genoem word, was die heidene gebou vir 'n soortgelyke doel, om met gode kontak te maak. Dit is baie interessant dat die stad Ur, waarvandaan Abraham geroep was om te trek, 'n baie groot siggurat gehad het, wat vir kilometers rondom sigbaar was. Maar om jou hoogte te verander, sal nooit op sigself enigiemand in 'n geestelike sin nader aan die hemel bring nie. Die mense se poging kan dit nooit regkry nie. Vanuit die redenasie dat ons saam met Christus in die doop opgewek is, in Kolossense 2 vers 12, lees ons, om julle saam met hom begrawe is in die doop, waarin julle ook saam opgewek is deur die geloof in die werking van God, wat hom uit die dode opgewek het. Dring Paulus by ons aan om Jesus te volg na die plek waarheen hy na ons opstanding gegaan het, die troon van God. Kolossense 3 vers 1. As julle dan saam met Christus opgewek is, soek die dinge daarbo waar Christus is en aan die regterhand van God sit.
Natuurlik sal ons dit slegs fisies kan doen wanneer Jesus ons daarheen neem met sy wederkoms. Kolossense 3 vers 4 sê, wanneer Christus, wat ons lewe is, geopenbaar word, dan sal julle ook saam met hom in heerlikheid geopenbaar word. Intussen moet ons versier, ons doelwit, op hemelse dinge rig. Kolossense 3 vers 2, bedink die dinge wat daar bo is, nie wat op die aarde is nie. Ons het gesterf, ons lewe is saam met Christus verborge in God. Kolossense 3 vers 3 sê, want julle het gesterwe en julle lewe is saam met Christus verborge in God. Die lewe waarvan hier gepraat word, is die een wat ons ontvang wanneer ons Christus aanneem. Maar daardie lewe, om lewend te bly, moet daagliks gevoed word. 2 Korintiërs 4 vers 16 sê, daarom gee ons nie moed op nie, maar al vergaan ons uiterlike mens ook, nogtans word die innerlike mens dag na dag vernuwe. Dit praat duidelik oor die heiligmakingsproses waarby Jesus in ons werk om ons te transformeer. Elke dag moet ons die dinge daarbo soek, ons oë op Jesus gevestig hou. Hebreërs 12 vers 2 sê, die oog gevestig op Jesus, die leidsman en volëinder van die geloof, wat vir die vreugde wat hom voorgehou is, die kruis verdra het, die skande verag het en aan die regterhand van die troon van God gaan sit het. Daar is baie wat nie sin maak vir die gelowige verstand, wat nie deur die Heilige Gees beïnvloed is nie. Maar vir hulle wat geestelik gesind is, omdat hulle die nuwe hart ontvang het wat deur God beloof word, en dood is vir sonde, en opgewek is saam met Christus, is die onvervalste werklikhede. Soos die volgende lied bevestig, U vra my hoe ek weet hy leef hier in my hart. Nietemin, Paulus gee hierdie bevele, want daar is 'n konstante nood vir die innerlike mens om vernuwe te word, soos 2 Korintiërs 4 vers 16 vir ons gesê het. Ons kan inderdaad verval en verlore raak, en ons is nooit veilig teen versoeking in hierdie lewe nie. Waar is jou gedagtes? Gewoonlik daarbo of gewoonlik op aarde? Indien dit laasgenoemde is, hoe kan jy die rigting daarvan verander? Dink self na daaroor. Ons beweeg na ons volgende punt, afsterf aan die aardse dinge. Deesdae hoor ons nogal baie slagspreuke, beëindig die oorlog, hou op met ontbossing, hou op met kernwapens. Maar die een wat ons heel waarskynlik nog nooit gehoor het nie, is hou op met aardsgesindheid. Dit pas net nie in die ontvanklikheid van die wêreld nie. Nie dat van die ander slagspreuke verkeerd is en of dit wat dit aanbeveel verkeerd is nie. Dis net dat die wêreld baie kortsigtig is as daarin ag geneem word dat die ewigheid om die draai is. Ons fokus moet baie hoër wees. Kolossense 3 vers 5 sê, maak dood aan julle lede wat op die aarde is, naamlik hoerery, onreinheid, hartstogte, slegte begeertes, gierigheid wat afgodediens is. Aangesien ons saam met Christus opgestaan het en lewe en aan die hemelse denke dink, moet ons doodmaak wat ons verhinder om ons doel te bereik, en dit is die aardse dinge. Sodat niemand verkeerd is nie, wys Paulus die fundamentele pilare van die aardse denke uit, wat later in meer konkrete punte sal ontwikkel. Hoerery, onreinheid, welis, slegte begeertes en gierigheid wat afgodediens is volgens Kolossense 3 vers 5. Die menslike natuur het nie veel verander sedert Paulus se tyd nie, aangesien ons nog steeds omring word deur dieselfde passies wat beide die letter en die gees van die 10 gebooie skend. En waarom moet ons hierdie dinge doodmaak? Laat vaar uitskakel in ons gedagtes en dade? Omdat hulle die toorn van God bring en daarom onversoenbaar is met die hemelse natuur. Kolossense 3 vers 6 sê, waardeur die toorn van God oor die kinders van die ongehoorsaamheid kom. Maak die aardse dinge dood voordat die aardse jou doodmaak. Hoe verstaan ons die woorde maak dood aan die lede wat op die aarde is? Al het ons geestelik saam met Christus gesterf,
moet ons lede, dit is die versoekings wat ons liggaam en ons gedagtes ons mee konfronteer, doodgemaak word. Maar ons moet twee dinge in verband met hierdie wet verwesentlik. Eerstens, in Kolossense 3 vers 1, aanvaar die Griekse vorm wat Paulus hier gebruik, dat ons inderdaad saam met Christus opgewek is. Tweedens, die bevel in Kolossense 3 vers 5 is 'n gevolg van daardie feit, maak dood dan. Ons kan net die aardse dinge afsterf, omdat ons saam met Christus opgewek is en sy geestelike lewe en sy krag besit en so hierdie dinge uit ons gedagtes en uit ons lewens uithou. Ons gaan na ons volgende punt toe om jouself met die hemelse te beklee. Kolossense 3 vers 10 sê, en julle met die nuwe mens beklee het, wat vernuwe word tot die kennis na die beeld van sy Skepper. Die werkwoorde wat Paulus gebruik vir hierdie transformasie van die ouë mens tot die nuwe mens, sinspeel op om te bekleed te word, soos om die vuil klere uit te trek en met nuwe wit klere bekleed te word. Julle kan kyk na Sagaria 3 vers 4 ook. 'n soortgelyke ou-nuwe onderskeid word met betrekking tot die ou en nuwe verbond gemaak, wat respektiewelik gekenmerk word deur die verwys na die uiterlike letter van die wet en die wet wat deur die Gees die vleestafels van die hart gegraveer is. Ons lees in 2 Korintiërs 3 vers 4 tot 6. So 'n vertroue het ons deur Christus by God. Nie dat ons uit onsself bekwam is of iets as uit onsself te bedink nie, maar ons bekwaamheid is uit God, wat ons ook bekwaam gemaak het as dienaars van 'n Nuwe Testament, nie van die letter nie, maar van die Gees, want die letter maak dood, maar die Gees maak lewend. In ware spreekwoordelike styl voeg Paulus by die 5 pilare van die aardse denke, 5 aardse dade om te vermy: toorn, woede, boosheid, laster en skandelike taal uit julle mond. Kolossense 3 vers 8 sê, maar nou moet julle ook dit alles aflê, naamlik toorn, woede, boosheid, laster, skandelike taal uit julle mond, en eindig met die 6ste daad, die ergste van alles, lieg nie vir mekaar nie. Kolossense 3 vers 9, lieg nie vir mekaar nie, omdat julle die ouë mens met sy werke afgelê het. Paulus neem aan dat ons dit reeds gedoen het, aangesien julle die ou mens met sy werke afgelê het, volgens Kolossense 3 vers 9. Ons het ons vuil klere uitgetrek, toe ons Jesus toegelaat het om ons sondes weg te neem. Sagaria 3 vers 4 sê, daarom het hy aangehef en gesê aan die wat voor hom staan, neem die vuil klere van hom weg. Toe sê hy vir hom, kyk, ek het jou skuld van jou weggeneem en ek beklee jou met feesklere. Gestroop van daardie klere moet ons mooi klere aantrek. Beklee met hierdie nuwe klere word ons voortdurend vernuwe en groei ons dag vir dag in heiligheid. Kolossense 3 vers 10 sê, en julle met julle nuwe mens beklee het, wat vernuwe word tot kennis na die beeld van sy Skepper. Soos ons vernuwe word deur die werk van die Heilige Gees en die studie van die woord, verdwyn die hindernisse wat ons van mekaar skei. Kolossense 3 vers 11. Waar daar nie Griek of Jood of besnede en onbesnede, barbaar, skit, slaaf, vrymens is nie, maar Christus is alles en in almal. Ons beweeg na ons volgende hoofpunt toe, eienskappe van die nuwe lewe in Christus. En ons kyk eers na die band van volmaaktheid. Kolossense 3 vers 14 sê, en beklee julle bo dit alles met die liefde wat die band van volmaaktheid is. Ons is God se uitverkore volk, heilig en geliefd. Kolossense 3 vers 12 sê, beklee julle dan as uitverkorenes van God, heiliges en geliefdes, met innerlike ontferming, goedertierenheid, nederigheid, sagmoedigheid en lankmoedigheid. Petrus sê vir ons dat dit vir ons groot voordele en 'n groot verantwoordelikheid inhou. 1 Petrus 2 vers 9, maar julle is 'n uitverkore geslag, 'n koninklike priesterdom, 'n heilige volk.
'n volk as eiendom verkry, om te verkondig die deugde van hom wat julle uit die duisternis geroep het, tot sy wonderbaarlike lig. Maar hoe gedra een van God se uitverkorenes hom? Kolossense 3 vers 12 tot 13. Beklee julle dan as uitverkorenes van God, heiliges en geliefdes met innerlike ontferming, goedertierend, nederigheid, sagmoedigheid, lankmoedigheid, verdra mekaar en vergewe mekaar as die een teen die ander klag het, soos Christus julle ook vergewe het, so moet julle ook doen. So wat is hierdie eienskappe? Een persoon wat met Christus geklee is, behandel mekaar met teer genade. Hulle behandel mekaar met vriendelikheid, met nederigheid, met sagmoedigheid, met lankmoedigheid, en hulle verdra mekaar en vergewe mekaar. Dit is alles wat binne die konteks van die band van volmaaktheid liefde is. Kolossense 3 vers 14. En beklee julle bo dit alles met die liefde wat die band van volmaaktheid is. En hier is ons voordele en verantwoordelikhede. Voordeel? Deur so op te tree is ons 'n seën vir beide ander en onsself. Wat is die verantwoordelikheid? Mag ons gedrag God verheerlik en mag dit ander aanmoedig om in Jesus te glo en hom te volg. Hoe goed verteenwoordig jy Jesus in die wyse hoe jy ander behandel, veral diegene wat dalk onvriendelik teenoor jou mag optree? Antwoord daardie vir jouself. Ons beweeg aan na die hemelse voedsel. Ons lees in Kolossense 3 vers 16, laat die woord van Christus ryklik in julle woon, in alle wysheid, leer en vermaan mekaar met psalms en lofsang en geestelike liedere, en sing in julle hart met dankbaarheid tot eer van die Here. Kolossense 3 vers 15 tot 17 wys ons hoe om ons hemelse natuur te voed. En dit blyk dat ons dit nie in isolasie kan doen of kan voed nie, maar ons het die gemeenskap van die kerk hiervoor nodig. So hoe doen ons dit? Laat die vrede van God oor ons heers. Bly eenparig as een liggaam. Wees dankbaar. Die Bybel moet breedvoerig bestudeer word. Leer mekaar wat ons geleer het. Sing van psalms, lofgesange en geestelike liedere. Alles doen in die naam van Jesus. Sang is 'n wapen wat ons altyd teen ontmoediging kan gebruik. Soos ons so die hart oopmaak vir die sonlig van die Verlosser se teenwoordigheid, sal ons gesondheid en sy seën hê. The Ministry of Healing, bladsy 254. Ons word vertel dat wat ons ook al doen, doen alles in die naam van die Here Jesus, volgens Kolossense 3 vers 17. Kan jy opreg sê dat jy dit doen? Indien nie, hoe kan jy verander? Dit wil sê, wat moet jy ophou doen as jy dit nie in die naam van die Here kan doen nie? Antwoord daardie vraag by jouself. Ek sluit af met 'n quotasie uit That I May Know Him, July 22. Kweek 'n vriendelike, teer, simpatieke hart en noem nooit hierdie eienskappe swakheid nie, want dit is die eienskappe van Christus. Wees versigtig vir jou invloed. Laat dit so suiwer en geurig wees dat jy nooit skaam sal wees om dit in ander te laat reproduseer nie. Soos druppels water die rivier maak, so maak klein dingetjies die lewe uit. Die lewe is 'n rivier, vreedsaam, kalm en aangenaam, of dit 'n onstuimige rivier wat altyd modder en veiligheid opgooi. In hierdie lewe kan jy jouself onder die dissipline van die Heilige Gees plaas. Deur die heiligmaking van die Gees sal jy dus al hoe meer soos Christus groei. Mag die Here ons lei om ten volle in Christus te leef. Kom ons bid saam. Ons almagtige Hemelse Vader, dankie vir hierdie fantastiese les. Dankie dat U die ene is wat ons heilig maak. Dankie dat hierdie heiligmakingsproses deur die Heilige Gees aangevuur word. Help ons, Here, om meer en meer in Christus te leef, is ons gebed in Jesus naam. Amen.